Liewe broer en suster, hartlike goeiemôre. Wat 'n wonderlike geleentheid het ons nie vanmôre nie, om op hierdie goeie Vrydag, goeie Vrydag, 'n goeie dag vir my en vir jou, maar nie so goeie dag vir die Here Jesus Christus gewees nie, waar hy vir my en vir jou betaal het, die straf van God op die sonde, die dood, wat dan hom getref het, sodat ek en jy kan lewe. Mag hierdie erediens in hierdie dag vir my en vir jou 'n wonderlike, geestelike, verrykende geleentheid wees, maar ook 'n ontmoeting met die Here Jesus Christus vanmôre. Is daar enige besoekers by ons vanoggend? Steek maar gou die hand op, want ek sien dis die mense kom kuier die naweek. Hier, baie welkom hier. Ek dink dat Agnes van die Hervormde Kerk as ek reg het. Ek onthou goed, né? Baie welkom hier by ons vanoggend. Iewers het ek nog 'n hand gesien. Van waar is julle? Van Bethal af, baie welkom hier by ons vanoggend. Nog besoekers? Ek wil die uitnodiging dan rig aan ons besoekers om vanoggend saam met ons aan die nagmaalstafel aan te sit. U kan die tekens gebruik met dieselfde vrymoedigheid as wat u dit in die eie gemeente doen, om saam met ons dan vanoggend hierdie ontmoeting met die Here Jesus Christus te kan hê. Kan ek vra, het elkeen 'n glasie wyn by hom? En brood en 'n rooi kol. Jy moet 'n rooi kol ook hê. As jy nie het nie, steek gou die hand op, dat ek gou kan vra dat dit net vir u gegee word. Het almal al drie daardie wyn? Hierso kristalle het nog nie. Duil gaan gou vir julle help daar, Christa. Help gou vir ons as daar nog iemand is. Het almal glasie wyn, 'n broodjie en 'n sakkie en 'n rooi kol. Jy moet dit in die hande hê vanmôre. Kom ons gee maar net kans voordat ons met die diens begin. Elkeen ietsie in sy hand hê. Baie dankie Duil. Gert, jy is julle nou reg? Broer en suster, ek gaan nou hierdie diens begin en dis hoekom ek nou nie wil aangaan voordat almal rustig sit nie. Ek gaan vir jou 'n videoklip speel. Ek hoop nie hy is bietjie ontstellend vir die kinders nie, maar dis die realiteit van die Here Jesus Christus se kruisiging. Die lied wat gespeel word is 'n lied van City Alight. City Alight is 'n jeuggroep van Australië. Hulle is verbonde aan die Anglikaanse kerk en hulle is 'n jeuggroep wat musiek maak en u kan maar na hulle musiek gaan luister. Daar's niks fout daarmee nie. Die bedoeling, die teologie daar agter is suiwer. Ek gebruik baie van hulle video's en ek gaan nog hier in Ermelo baie van hulle video's gebruik ook. So ek gaan vanoggend begin en ek wil hê jy moet rustig raak, jy moet ingestel wees op hierdie erediens vanoggend. En wanneer u na hierdie videoklip luister, dat u iets begin raak sien van wat Goeie Vrydag is, wat dit beteken, en dat die Here Jesus dan ook op hierdie manier die prys vir my en vir jou betaal het. Ek wil hê u moet ten diepste in die hart dit ook inneem wanneer u daarna kyk. Baie dankie. See him in Jerusalem, walking where the crowds are. Once these streets had sung to him, now they cry for murder. Such a frail and lonely man, holding up the heavy cross. See him walking in Jerusalem, on the road to save us. See him there upon the hill, hear the scorn and laughter, silence
the King who made the sun and the moon and shining stars. Let the soldiers hold and held him down so that he could save them. See him there upon the cross, now no longer breathing. Dust that formed the watching crowds takes the blood of Jesus. Feel the earth is shaking now. See the valley split in two, and he stood before the wrath of God, shielding sinners with his blood. Today, death could not contain him. Once the servants of the world, now in victory reign. Lift your voices to the one who is seated on the throne. See him in the New Jerusalem. Praise the one who saved us. Lift your voices to the one who is seated on the throne. See him in the New Jerusalem. Praise the one who saved us. Praise the one who saved us. Met rooi gewonde voete en die pyn van dorings wat sy hoof in spot omsluit, het hy gelaai met mirre en gelaaf met mirre en bitterwyn teen Golgotha sy droewe gang gestuit. Soldate het sy klere uitgetrek en luid getwis oor kleed en lendedoek, sy naakte liggaam met hul oopgevlek, oor stam en balk en dit met smaad vervloek. Die wrede spykers word deur vlees en been met velle sla ingejaag, sy hande, verstrak in laaste goddelike seën, het hy wys uitgebreek oor alle lande. Die vroue roep in duisternis en treur, die aarde beef, die tempel voorhang skeur van bo na onder. Amen. Broer en suster in die Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons hemelse Vader, genade en vrede van die Here Jesus Christus, deur wie se wonde daar vir my en vir jou genesing en verlossing gekom het. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat hierdie waarheid van Christus se verlossing vandag deur die nagmaal ook aan my en jou kom openbaar. Kom ons loof die Here saam. Ons sing lied 219 en 220, dis maar net een vers van elk, is dieselfde melodie. Laat ons sing van ons verlosser, hy wat wys, liefde word gewys, deur sy kruisdood het die Here self sy hand na ons gereik. Sing o sing, van ons verlosser aan die kruis het hy gelei.
Ons loof die Here daarmee saam. Kom ons bid saam. Here, in ons hart, in ons oog, stap ons vanmôre saam met die soldate en die vroue en ons kom staan stil by die kruis. In ons gedagtes, Here, is ons op Golgotha, waar ons dan vanmôre toekyk hoe die straf op die sonde deur God die Vader volbring word, op die volmaakte lam, die Here Jesus Christus, hy wat sonder sonde is, hy wat in staat is om die volle prys te kan betaal vir die sonde van die mens en die stikkindheid van hierdie wêreld. Dankie Here dat ons die geleentheid het om vandag te kan sien, in die eerste plek hoe sonde lyk, hoe God se straf lyk, want as ons u gefolterde liggaam aan die kruis raak sien, dan besef ons dis hoe straf op sonde lyk. Dis vernietigend. Dis hartsverskeurend. En dit, Here, kom dra u deur u seun in ons plek aan 'n vloekhout. Maar Here, dis vandag vir ons 'n goeie dag. Vir ons as u kinders hier in die kerk, Christene wêreldwyd wat dit vier, want dit is die dag van blydskap, omdat ons wat nie in staat was om hierdie prys te betaal nie, met dankbaarheid gevul kan word, omdat Jesus in ons plek daardie prys betaal het. Maak ons vanoggend, Here, dankbaar. Laat ons feesvierend aan die nagmaalstafel vanmôre kom aansit, met 'n hart vol blydskap en vreugde en dankbaarheid. Maar Here, eers wil u met ons praat deur die woord, dat ons iets van u genadige verlossing kan verstaan, en dat dit nie vanoggend net nog 'n erediens of net nog 'n goeie Vrydag is nie, net nog 'n Paasnaweek is nie. Maak hierdie een spesiaal, Here. Maak dit stil in ons hart, en laat u deur u woord en gees ons vanmôre ontmoet, Here, en mag ons saam met u dan aan die tafel kom sit, waar u ons gaan voed, tot in alle ewigheid. Laat ons dit besef en verstaan. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus met 'n hart vol dankbaarheid. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, kan ek vanoggend saam met my lees uit Hosea hoofstuk 2. Hosea hoofstuk 2, ek gaan die hele hoofstuk met u saam lees tot by vers 22. My Bybel op bladsy 934, ek lees uit die 83 vertaling uit.
Bladsy 934. Kla julle moeder aan. Kla haar aan, sy is nie meer my vrou nie. Ek is nie meer haar man nie. Sy moet ophou om ontrou te wees en sy moet nie weer oorspel pleeg nie, anders trek ek haar kaal uit en maak haar so weerloos soos op haar geboortedag. Ek sal haar soos 'n woestyn maak, soos 'n dor land, en sy sal van dors doodgaan. Ek sal my nie oor haar eerste kinders ontferm nie, want hulle is buite-egtelike kinders. Hulle moeder was 'n prostituut. Sy het swanger geword omdat sy haar skandelik gedra het. Sy het bly sê, ek gaan na my minnaars toe. Dit is hulle wat sorg dat ek brood en water, wol en vlas en olie en drank het. Daarom gaan ek haar pad versper met doringtakke en haar afkamp sodat sy nie haar planne kan uitvoer nie. En as sy dan haar minnaars probeer opsoek en hulle nie raakloop nie, hulle soek en nie kry nie, sal sy dalk sê, ek sal na my eie man toe teruggaan, want ek was by hom beter versorg as nou. Sy wou nie erken dat dit ek is, wat vir haar koring en wyn en olie en baie geld gee nie, geld wat sy in elk geval vir Baal gebruik het. Daarom gaan ek die koring en die wyn wat sy by my kry terughou in die oestyd. Ek gaan ook die wol en die vlas terugvat wat ek haar gegee het om haar naaktheid te bedek. Ek gaan haar nou kaal uittrek voor die oë van haar minnaars. Nie een sal haar kan help nie. Ek gaan 'n einde maak aan al haar feesvreugde, haar hittefeeste, haar nuwe maansfeeste en haar sabbatsfeeste en haar feeste. Ek gaan haar wingerde en haar vyebome verwoes, die dinge waarvan sy sê, dit is my beloning wat my minnaars my gee vir my dienste. Ek gaan dit 'n boskasie maak en die wilde diere sal dit opvreet. Ek gaan haar laat boet vir al die kere dat sy die Baals gedien het en vir hulle geoffer het, vir al die kere dat sy haar uitgedos het met ringe en versiersels en agter haar minnaars aangeloop het en my vergeet het, sê die Here. Tog sal ek weer begin om haar die hof te maak. Ek sal haar na die woestyn toe bring en mooi dinge vir haar sê. Wanneer ons daar is, sal ek weer vir haar wingerde gee. Ek sal die Akor-laagte 'n poort na 'n nuwe toekoms maak. Dan sal sy weer my liefde beantwoord, soos toe sy jonk was, soos toe sy uit Egipte getrek het. Die dag, sê die Here, sal jy vir my sê, my man, en my nie meer as 'n Baal beskou nie. Ek sal sorg dat jy die name van die Baals nie weer noem nie, en dat jy hulle nooit weer aanroep nie. Die dag sal ek vir Israel 'n ooreenkoms sluit, met die wilde diere, die voëls en alles wat op die grond kruip. Ek sal die wapens vernietig en 'n einde maak aan oorloë in die land, sodat daar rus en vrede kan wees. Ek gaan jou my bruid maak vir altyd. Ek gaan jou aan my bind deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde en my ontferming. Ek gaan jou aan my bind deur my onverbreekbare trou, sodat jy aan my, die Here, toegewyd sal wees. Die dag sal ek antwoord, sê die Here. Ek sal die lig antwoord en die sal die grond antwoord. En die grond sal antwoord met koring en wyn en olie vir Jesreel. Ek sal my ontferm oor sonder ontferming en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk, en hy sal vir my sê, u is my God. Ons lees dan net tot daar. Broer en suster, ons tema vanmôre, soos jy geruime tyd al gehoor het, is die oop deur. Wil jy vanmôre so 'n paar oomblikke dink aan 'n oop deur? Wat bied 'n oop deur vir jou? Wil jy gou jou oë dalk vir 'n oomblik toemaak? En vir jouself sê, as ek 'n oop deur sien, waaraan laat dit my dink? Wat simboliseer dit? Die deure het vir Israel toegeslaan. Ek moes dalk voor ek hierdie stukkie gelees het, net vir u eintlik net 'n bietjie agtergrond gegee het. U het gehoor, hier word gepraat van die bruid. Hier word gepraat van Israel, die volk van God, wat die bruid was, en God die bruidegom. Ek meen, dis die term wat veral in die Nuwe Testament tussen die verhouding tussen God en sy kerk op 'n pertinente manier gebruik word. Nou wat gebeur hier in Hosea? Die bruid is besig
om ontrou teenoor haar bruidegom te raak. Israel is besig om God te versaak. Hulle is besig om die bruidegom met afgode te verruil. Hulle is besig om ontrou te raak. En dan in hierdie gedeelte, as jy binne die hele Hosea lees, dan sien jy hoe hierdie bruidegom dan agslaan in liefde op sy bruid en haar gaan haal, daar waar sy besig is om ontrou aan hierdie bruidegom te kan wees. Die volk Israel het die liefde van die bruidegom vertrap, in die grond in vertrap. En toe die Here nou, en ons het dit nou nie gelees nie, maar wat het God gedoen? Hy sê toe vir Hosea, Hosea, ek wil hê jy moet iets verstaan van hierdie volk se ontrouheid. Sodat jy dit kan neerskryf en jy dit kan neerpen, gaan trou met die prostituut, gaan trou met Gomer, dat jy iets van ontrouheid kan verstaan, sodat jy kan verstaan hoekom Israel my verlaat het, en hoe dit vir my voel, dat hierdie kinders van my, dat die Ou Testamentiese kerk aan my ontrou begin raak het, gaan trou met Gomer. En dan spreek Hosea of die Here deur Hosea 'n oordeel oor die volk uit. Hy sê, julle is nie meer my volk nie. Hy sê, ek gaan my nie meer oor julle ontferm nie, sê God. Ek is klaar met julle. Ek is verby met julle. Ek wil met julle niks uit te waai nie. Dis wat God deur Hosea vir hierdie volk wil kom sê. Hoekom nie? Want hulle het die Baals gaan dien. Hulle het die boodskap van God verlaat. Hulle het die verbond van God het hulle verbreek. Hulle stel nie meer belang in 'n liefdesverhouding tussen hulle en God nie. Broers, het hy die deure nie maar vir die mens ook maar toegegaan nie. Toegeklap met 'n geweldige slag, dat daar absoluut niks meer oor is nie. Dat die mens ook in hierdie wêreld van vandag besig is om die deure in God se gesig toe te slaan, nadat hierdie lyding, hierdie video wat u gesien het, wat Christus vir ons gebring het, dat mense nie meer agslaan daarop nie. Dat dit die lig is vir 'n nuwe lewe wat daar vir ons aangebreek het. Maar dat die wêreld nog steeds soekend is na lig, soekend is na vrede, soekend is na verlossing, terwyl dit vir hulle beskore is. Terwyl almal nog in hierdie wêreld soek na uitgange, na ontsnappingsroetes vir die vasgelooptheid wat daar binne in hulle verhouding met die Here is. Terwyl die deur oop staan en die lig van Jesus Christus binne in hierdie wêreld wil kom skyn, sê die wêreld nie, ons sien dit nie, ons hoor dit nie, ons verstaan dit nie, ons vasgevang in 'n donker sel waarin ons nooit weer gaan hoop dat daar lig in gaan skyn nie. Jesus is die lig in 'n donker tronksel waarin ek en jy dalk vandag vasgevang is. Smag ons nie na lig in hierdie duisternis nie. Kom ons sing 'n lied 511. Die eerste en die tweede vers. Lei U ons lig deur hierdie duisternis, lei U ons Heer. Styl is die pad waarop ek 'n pelgrim is. Lei U my Heer, wys my die weg. Ek wil U ewig volg. Lei my lig deur hierdie duisternis. Lei my styl is die pad waarop ek pelgrim is. Lei my Heer, wys die weg, ek wil ewig volg. Waar U mag lei, sal ek getrou U volg. Alhoewel ek self my lewenspad hier weet, al wil ek loop, dat ek weet, nou voor ek hier ek steek, sal U my lei. Ja, ek was dwarsdeur, lei hieruit nog uit. Vergeef nou Heer, vergeet nog daardie tyd. 'n 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 'n
toe die volk van God in duisternis was, breek die lig van God ook vir hulle deur. God kom wys vir Israel in daai donkerte sy liefde. God kom wys vir Israel dat ek al die seëninge wat julle verbeur het, omdat julle die afgode gedien het aan julle wil teruggee. Hoor wat staan in vers 13 en 14 weer. Hy sê, ek sal in die woestyn mooi dinge vir julle gee. Vers 14, ek sal die Akorlaagte 'n poort na 'n toekoms gee. Hoekom verwys Hosea hier na die Akorlaagte, broers en susters? Want die profeet wil die volk terugvat na 'n stukkie gebeure in die Ou Testament wat hulle gaan herinner aan die Here se liefde en die Here se genade. Want as jy verstaan wat in die Akorlaagte gebeur het, gaan jy verstaan hoe God dan ook hierdie omstandighede, die donkerte, in iets moois vir Israel wil kom verander. So Israel was goed vertroud met dit wat in die Akorlaagte gebeur het. Nou, jy gaan dit lees, en kan dit by die huis gaan lees in Josua 7. Jy sal sien as ek reg het, hieronder is 'n voetnote aan jou Bybel wat jou terugvat na Josua toe, Josua 7. Wat het daar gebeur? Die Here was op pad met sy volk na Kanaan toe. En hulle gaan deur Jerigo en hy sê vir hulle, julle moet Jerigo platvee. Julle moet Jerigo inval, julle moet alles vernietig. En dan sê hy uitdruklik vir hulle, julle moet Jerigo aan die brand steek. Daai hele plek moet in ligte laaie opgaan. Daar mag niks oorbly nie. Maar wat doen Akan toe? Akan is hierdie ou wat toe sê, nooit. Hoe kan ons hierdie ryk stad, hierdie rykdom wat daar in hierdie stad is, hoe kan ons alles verbrand as 'n offer aan God? Dis die opdrag van die Here, maar Akan sê, nee, ek gaan hulle van my vat. En hy vat dit en hy gaan steek dit in sy tent weg. En die Here se oordeel kom oor Akan. Hy vat dit wat aan God behoort, vat hy vir hom toe. Hy slaan die deur in God se gesig toe, maar hy slaan dit deur vir homself toe, sodat hy hierdie lot om in Kanaan op die ou en te kan eindig, het hy dit verbeur. So Hosea verwys in 2 vers 7 na amper dieselfde ding wat in Josua 7 gebeur het. Hy sê, ek het die Here het vir julle olie gegee. Die Here het vir julle gars gegee. Die Here het vir julle wyn gegee. Hy sê, maar wat doen julle? Julle gaan offer dit aan Baal. Net soos by Akor, tref hierdie vloed van straf en van oordeel, tref die volk Israel. Akor en ballingskap word in dieselfde asem genoem. Hierdie twee goed, wat aan God behoort, hou die mens vir homself. Wat wil God vir ons sê? Ek vra van jou oorgawe. Ek vra dalk nie vanmôre van jou wyn en gars en olie, en ek vra vanmôre jou lewe. Ek vra vanmôre dat jy jouself aan my sal gee. Want dalk is jou deur toe. Dalk sien jy nie 'n toekoms vanmôre nie. Dalk is ek en jy vanmôre in 'n situasie wat ons nie meer lig sien nie. Wat ons dalk in Suid-Afrika nie lig sien nie. Wat ons dalk in hierdie wêreld nie lig sien nie. Nou hoe lyk my en jou toe deur vanmôre, broer en suster? En ek wil baie ernstig hê, jy moet hieroor nadink. Ek weet nie of die kerk vandag nog die begrip liefde en genade verstaan nie. Ek kry vanoggend 'n oproep. Ek het nou besluit om dit te deel van Japie Silje. Hy en Menissa is in Italië. Hulle was in Rome. Hulle is vanoggend in Nepal, dink ek. Hy vertel vir my van hulle ervaring in die Vatikaanstad en die erns wat daar gemaak word met Goeie Vrydag. Dat elke mens met 'n olyftakkie daar rondloop om die kruisiging van die Here Jesus Christus te kan vier. En na ek met hom gepraat het vanoggend, toe wonder ek, maak ons erns met Goeie Vrydag? Maak ons erns met die kruisiging van Jesus? Maak ons erns met Golgotha en die opstanding van die Here Jesus Christus? Ek dink ons toedeur is dit, omdat ons dalk nie in diepte baie daarmee verstaan wat die betekenis van Jesus se kruisiging vir ons is nie. Want as ons die uitwerking van sonde nie gaan verstaan nie en die begrip hê van wie ons is nie, dan gaan Golgotha vir ons geen betekenis hê nie. Dan gaan Goeie Vrydag vir die wêreld geen betekenis hê nie. Dat ons nie vanoggend gaan stil staan by die kruis van Jesus nie. En saam met hom aan die nagmaalstafel gaan sit nie, dit vir ons geen betekenis nie.
As ons nie gaan begryp wat Jesus vir ons gedoen het nie, dan gaan ons deure toe bly. Dan gaan daar vir ons geen uitkoms wees nie. Dan gaan ons nie meer begrip hê vir wat Jesus gedoen het om die duisternis in lig te verander nie. Maar wanneer ons aan Jesus dink, dan moet ons weet, dit is hoe God se toren lyk. Nie net verlossing nie, maar ook sy toren, want Jesus se lyding op aarde het juist die deur kom oopmaak. Waar begin sy lyding? Met die geboorte, met Kersfees wat ons vier. Want Jesus se lyding om uit 'n maagd gebore uit te word, was 'n lyding. Om in 'n krib gebore te word, was lyding. Om 'n mens te wees, was lyding, want hy moes alles prysgee. Om in Getsemane sy sweet soos bloeddruppels op die grond te val, was lyding. Golgotha te beleef, 'n godsverlatenheid, was Jesus se lyding. Dis hoe God se straf lyk. Die lyding van die Here Jesus Christus, sodat ek en jy deur sy verguising vrygespreek kan wees. Deur sy liggaam aan die kruis het daar vir my en vir jou genesing gekom. Jou en my skuld is aan daai kruis betaal. En dit vier ons vanoggend. Kom ons sing lied 396, vers 1, vers 2 en vers 3. Dink mooi, wat het in Akorlaagte gebeur? Wat het daar oorgebly van Akan en sy gesin? 'n hoopie klippe. Niks. So erg was God se straf oor mense wat aan hom ongehoorsaam was. Die einde, 'n tragiese, maar wel broers, die begin van 'n nuwe lewe vir die volk Israel, dat die deur in die Akorlaagte vir Israel oopgegaan het. Die beginpunt vir die volk van God, 'n hoopvolle lewe. Dat die bruidegom sy bruid gaan haal het, gesê het, ek wil weer met jou die hof maak. Ek wil jou gaan haal, omdat jy weggeloop het, al was jy ontrou aan my, wil ek jou gaan haal. Ek wil jou na Kanaan toe vat, ek wil die deur vir jou na Kanaan toe wil ek oopmaak, sodat jy kan lewe. Wat het op Golgotha oorgebly? Die Akorlaagte, 'n laagie klippe, 'n hoopie klippe. Wat het op Golgotha agtergebly? 3 leë kruise. Die laagtepunt van die mens. Die laagtepunt in sy lewe, dat hy deur sy ongehoorsaamheid vir Jesus aan 'n kruishout laat hang. Dis hoekom die rooi lap hier vanmôre hang. Maar die hoogtepunt van dis hoe God se liefde lyk. Dis hoe God se liefde vir my en jou lyk, broer en suster. Die nuwe beginpunt vir die mens. Beginpunt vir jou vanmôre, want as Goeie Vrydag nie vir my en vir jou 'n nuwe beginpunt is vir ons verhouding met God en ons hoop op die ewige lewe nie, dan sal daar vir ons nêrens meer hoop wees nie. Hierdie deur gaan vir Israel oop, vir die bruid oop, dat sy kan terugkom na die bruidegom toe. Die doodsvallei raak 'n plek van verlossing.
En dan beskryf Hosea hoe God se genade lyk. Hy beskryf hoe God se liefde lyk. Hy beskryf hoe die Here se genade lyk. So Israel bevind hulle in die Akor-laagte, in ballingskap, weg van God af. En binne in daai ballingskap en daai verlorenheid, hoor hulle die roepstem van God. Gaan lees verder in Hosea 11. Maar hoe kan ek jou prys gee, sê hy? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, Atma? Met jou maak soos met Seboïm. Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand vir jou te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing. Ek sal nie so ver gaan nie en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie 'n mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Die Akor-laagte getuig van die diepe duisternis, van die diepe verlorenheid van die mens. Maar God is regverdig. Hy oordeel regverdig. Akan kry sy straf. Maar God kom maak die deur na die toekoms oop. Broer, ek wil hê jy moet vanmôre in hierdie verhaal die diepste boodskap van Goeie Vrydag kom raak sien en dit probeer verstaan. Dat God se straf wat op Akan was en op die volk was, wat in ballingskap was verwoestend. Maar meer verwoestend was God se straf op Jesus. Dat hy die pyn en die lyding moes deurgaan en aan jou kruis kom sterf en aan my kruis kom sterf. Sodat hy daar vir ons bepaal en die liefde kom wys en die deur kom oopmaak, daar waar hy met sy gefilterde liggaam tussen hemel en aarde kom hang, bebloed met 'n doringkroon op, plaasvervangend in jou plek. In jou plek. In my plek kom sterf Jesus aan die kruis. Ek wou 'n lied hier laat sing het, maar ek dink nie u ken hom nie. Dis Vlam 541. Sy woorde klink so: daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en self probeer te kom verruil vir soveel meer. En dan die refrein: ek is vry, waarlik vry, deur u bloed gestort vir my, genade vloei, waar God moes bloei, daar aan die kruis, aan sy liefdeskruis. Akor-laagte 'n plek van vernietiging, maar 'n deur na bevryding. Golgotha, die plek van vernietiging, waar Jesus vernietig is, en 'n plek van bevryding vir my en vir jou, sodat jou verhouding met Jesus herstel kon word, sodat jou verhouding met God die Vader herstel kon word, sodat jou sonde vrygespreek kan word, sodat jy die ewige hemel kan ingaan. Dis genade. Dis die oop deur wat die Here vanmôre vir my en vir jou kom aanbied, broer en suster. Dis genade, dis uit liefde uit. Ek en jy verdien niks nie. Maar ons ontvang dit omdat die bruidegom, die bruid, die kerk, ek en jy, gaan haal het. Daar waar ons aan hom ontrou was, het hy die verhouding kom herstel. Die bruidegom kom soek ons en hy kom herstel die verhouding. Dis nie meer nodig dat daar 'n ander offer gebring word, 'n Ou Testamentiese offer, van 'n lam wat die woestyn ingejaag word, of 'n bok, 'n sondebok die woestyn ingejaag word nie, maar dat Jesus die sondebok is, op wie my en jou sonde geplaas is nie. Daarom, broer en suster, wil ek vra dat jy vir 'n oomblik gaan stil word voor die Here. Hier aankom dink dat dit in jou plek is wat hy gesterf het. Dat Golgotha, die vernietiging, die oop deur is vir jou. Dat jy nooit weer voor 'n toedeur na die hemel of na jou verlossing te staan nie, en kan weet, maar Jesus Christus het dit vir jou en vir my gedoen. Geef jou 'n gewyde oomblik, en tydens hierdie oomblik gaan Marguerite vir ons ook 'n vlamlied, 'n vonklied speel. Ons ken hom nog nie, dis vonk 1 2 3. Ons gaan hom later leer in die toekoms. Maar met hierdie sagte musiek in die agtergrond, wy jy jouself aan die Here vanmôre toe.
As teken dat die deur oop is, gee die Here vir ons brood en wyn. Kom bevestig hy vanmôre vir ons dat hy die deur vir jou kom oopmaak het. Dat hy die prys betaal het en die nagmaal beteken die volgende dinge. Dis 'n herinneringsete of 'n onthouete. Ons word herinner aan dit wat op Golgotha gebeur het. En ons onthou wat Jesus vir my en vir jou gedoen het. Dis 'n bevestigingsete. Dis 'n beloftes gewaarborgde ete. Met ander woorde, Jesus het sy beloftes van die profesie in die Ou Testament kom vervul en vir my en vir jou die deur kom oopmaak. Kom bevestig dat die deur sal oop bly, sodat ek en jy in die hemel kan instap en in die lig van Jesus Christus kan ingaan. Dis 'n verbintenisete of 'n God-ervaringsete. Deur hierdie brood en wyn kom sê God vanmôre vir jou, ek verbind my aan jou sonder dat jy daarvoor gevra het. Dit kom bind ons ook aan mekaar, dit kom heg ons as gemeente aan mekaar. Dit heg jou vanmôre aan die een wat langs jou sit en voor jou sit en agter jou sit. Dit kom bind jou aan elkeen in hierdie kerkgebou. Dit kom bind jou aan al die gelowiges wêreldwyd vanmôre. Dis 'n verwagtingsete. Ek sien uit na die toekomsete. 'n Ete waar ons met verwagting kan lewe, dat Jesus weer gaan kom om vir my en vir jou te kom haal. Maar dan 'n vreugde-ete. Goeie Vrydag. Dis 'n blye dag wat ek en jy kan hê. Maar dan aan die ander kant is dit 'n dankbaarheidsete. Dat ek en jy vanmôre met dankbaarheid gevul kan wees, omdat Jesus Christus vir ons aan die kruis gesterf het. Mag jy met hierdie betekenisse saam met my aan die nagmaalstafel vanmôre kom aansit. Maar voordat ons daarby gaan aansit, wil ek vra dat jy sal opstaan en saam met my jou geloof in die Here bely en daarna gaan ek vir ons die tafelgebed doen. Kom ons staan op. En elkeen hardop saam met my, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Vader in die hemel, baie dankie dat ons kan bely dat U die lig in ons lewe is, dat U ons verlosser is, dat U die deur kom oopmaak het na die ewigheid, en dat U as bruidegom U bruid kom terugkoop het, daar waar sy besig was met ongeremdhede. Dankie Vader dat ons aan die nagmaalstafel kan aansit. Kom versterk ons vanmôre deur hierdie tekens. Al is dit net 'n stukkie brood en 'n slukkie wyn, weet ons Here, U is getrou en U sal U beloftes altyd hou. Kom dan nou Here en raak ons aan in hierdie nagmaal. Maak versterk ons sodat ons kan weet dat U die een is wat ons toekoms bepaal. Ons bid dit in die naam van Christus Jesus. Amen. U kan weer sit. Ek wil vra dat u weer na 'n videoklip sal kyk. Luister daarna, as ook in voorbereiding vir die neem van die tekens en die brood. En dit sal dan ook dien dat ons tafel dan in gereedheid gebring word. Behold the Lamb who
bears our sins away, slain for us. And we remember the promise made that all who come in faith find forgiveness at the cross. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of peace around the table of the King. The body of our Savior Jesus Christ, torn for you. Eat and remember the wounds that heal the death that brings us life, paid the price to make us one. So we share in this bread of life, and we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of love around the table of the King. Every stain of sin shed for you. Drink and remember, He drank Death's cup that all may enter into receive the life of God. So we share in this bread of life, we drink of His sacrifice as a sign of our bonds of grace around the table of the King. So with thankfulness and faith we rise to respond and to remember our call to follow in the steps of Christ as His body here on earth. As we share in His suffering, we proclaim Christ will come again, and will join in the feast of heaven around the table of the King. Aan die tafel om ons te herinner aan die deur wat oop is. Die brood wat ons breek. Laat ons dink aan die liggaam van die Here Jesus Christus, wat verpletter is aan die kruis op Golgotha. Klein stukkie brood,
Brood is die voedingsbron vir baie mense, vir ons ook. Brood voed ons. Brood maak ons versadig. Die liggaam van die Here Jesus Christus is gebreek, sodat ons versadig kan wees en gevoed kan wees tot in alle ewigheid. Neem dit, eet dit. Glo dat sy liggaam gebreek het tot volkome versoening van al jou sonde. Slukkie wyn. Getuig van die bloed van die Here Jesus Christus. Hoekom was Jesus Christus se bloed in staat om my en jou los te koop van alle sonde? Ek het 'n paar jare terug 'n boekie gelees en dit het my getref. Gaan dit maar noem vanoggend, wie bepaal die DNA van 'n mens? Die man, né? Maria word swanger deur die Heilige Gees. Dis hoekom Jesus gebore is sonder sonde. Geen greintjie tekorte was aan sy bloed nie. Daarom kon sy bloed vloei, sodat ek en jy volkome van al ons sonde vrygespreek kon word. Wanneer jy hierdie wyn vanmôre drink, drink dit. Onthou dit. Deur sy bloed is die deur vir jou oopgemaak. Glo dat sy bloed gevloei het, sodat jy volkome van jou sonde vrygespreek kan word, tot in alle ewigheid. Die bruidegom se bloed het vir sy bruid gevloei. Drink dit, glo dat die Here se verlossing volmaak en volledig dan ook vir jou was. Ek gee vir jou 'n paar oomblikke vir stil gebed. Waar bevind jy jou vandag? Nie meer in die akorlaagte nie. Nie meer vasgevang in sonde nie. Maar ons staan uit bo die waarheid van God se woord, of God se woord staan uit. En hy kom sê vanmôre vir jou, hy kom bevestig vanmôre aan jou, dat elkeen wat aan hom glo, dan nooit weer vasgevang sal wees binne sy sonde nie. Met hierdie belofte, wat is geloof? Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, Hebreërs 11 vers 1. En om oortuig te wees van dit wat ons nie kan sien nie. Voel dit vanmôre vir jou asof jy in die akorlaagte was? Voel dit vir jou vanmôre dat jy vry is? Dat hierdie tekens wat jy so pas gebruik het, vir jou die hemel kom oopmaak het? Kom sien vanmôre saam met Johannes op Patmos iets van hierdie oop deur. Wat sien Johannes wanneer hy op Patmos sit? En die Here vir hom in die hemel inwys, gaan lees dit maar daar in Openbaring 7. Dan sien hy daar in die hemel, sien hy 'n skare gelowiges met wit klere aan,
Simbool van die reinheid van die kinders van die Here, van die bruid, wat saam met hom in die hemel is, en met 'n palmtak in die hand, van rus en van vrede. Johannes kom bevestig, die deur staan vir jou oop en die bewyse dat die hemel vir ons dit werklikheid is. Kom ons gaan leef. Nie meer asof die deur toe is nie. Kom ons gaan leef as kinders van die Here met 'n oop deur. Moenie toelaat dat hierdie wêreld jou kom steel nie, jou vreugde kom steel nie, jou lewe kom steel nie. Moenie toelaat dat die duisternis van hierdie wêreld verder op my en jou kom toesak nie. Mag NG Gemeente Ermelo Moedergemeente, mag die lig van Jesus Christus nou uit ons uitstraal. Kom ons wy ons aan die Here toe, ons sing Vonk 79, sing daarvan al 5 verse. Genade so oneindig groot, gee U o Heer vir my, ook ek verlore sondaar mens word van al my skuld bevry. Here, baie dankie dat ons saam met U aan die tafel kon wees. Dat ons versterk is tot in alle ewigheid. Dat die deur vir ons oop is en oop sal bly tot in ewigheid. Maar dankie dat ons reeds deur geloof daar kon ingaan. Dat ons reeds deel het aan die hemelse heerlikheid. Want Here, dit is nie net vir ons iets wat eendag vir ons beskore is nie. Want deur geloof het ons reeds deel aan die hemelse heerlikheid, al is dit nog op 'n onvolmaakte manier. Mag ons as kerk, Here, met liefde gaan leef, met U lig gaan leef, met die vryheid wat daarin vir ons in Christus is, gaan leef, en lei ons om elke dag aan U gehoorsaam te kan wees. Dankie vir die offer, en al wat U dan van ons vra is dat ons daagliks tot in ewigheid ons lewe aan U sal toewy. Dit bid ons in die naam van die Here Jesus Christus met 'n hart vol dankbaarheid. Amen. Elkeen van julle het 'n rooi plakker ontvang, so groot rooi kol. Jy vat daai kol huis toe, gaan plak hom op jou Bybel,
Gaan plak hom op jou spieël, gaan plak hom op jou yskas. Gaan plak hom net waar jy hom elke dag kan sien, sodat dit jou herinner aan die offer van Christus en die deur wat vir jou oopgegaan het. En ek wil vir u regtig vra, broer en suster, gaan doen dit. Moenie dat daai plakker nou in die kar bly lê of iewers verlore raak nie. Gaan plak hom waar jy hom elke dag kan sien. En as mense vir jou vra, wat is hierdie plakker, dan het jy 'n oop deur om 'n getuie vir die Here Jesus Christus te gaan wees. Miskien by jou werk kan jy hom gaan plak. Miskien op jou kar se stuurwiel kan gaan plak, net waar jy wil, om jou te herinner dat Jesus die deur vir jou oopgemaak het. Ons is oorwinnaars. Jesus het oorwinnend opgetree. Nou kom ek en jy sluit dan vanmôre hierdie diens af met die oorwinningslied. U ken hom baie goed en daarna bly u staan vir die uitspreek van die seën en ons sluit af dan met 314, die normale amen. Ontvang die Here se seën en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met julle wees tot aan die volëinding van hierdie wêreld.